Here ons loof U vanmôre, dat ons daardie powerful naam kan ken. Here, dat daar vir ons 'n naam gegee is, bo al die name. 'n Naam teen wie die vyand nie kan staan nie. Here, 'n naam teen wie die aanslag van die lewe nie kan standhou nie. 'n Naam wat ons kan aanroep vanmôre. Ek kan sê, ek weet dat alles wat ek in hierdie naam vra, U dit vir my sal gee. Here, en daarom kom ons en ons roep die naam van Jesus oor elke situasie vanmôre in hierdie dorp, Here. Here, ons roep vanmôre die naam van Jesus oor elke verslawing in hierdie dorp. Ons roep die naam van Jesus oor elke een wat besluit het dit is nie die moeite werd om die Here te dien. Here, en ons kom vanmôre en ons sê, Jesus, I just want to speak Jesus. I want to speak Jesus from the mountains. I want to speak Jesus in the streets, Here. Here, kom en maak ons tonge los, Here. Here, dat ons die naam sal begin bely en dat ons die naam sal uitdra na mense toe, Here. Here, dat ons vir hulle kan sê, daar is 'n naam deur wie hy gered kan word. Daar is 'n naam wat oor sy lewe uitgeroep is. Here, en ons kom vanmôre en ons vra, Here, stuur ons. Here, kom nou vanmôre en ek bid en ek sê, Here, dat U vir ons geopende ore en geopende harte sal gee, dat hierdie woord wat uitgaan vanmôre sal in ons harte insink en sal vrug dra. Here, dat die Heilige Gees vanmôre alleen sal spreek en die naprediker van hierdie woord sal wees. Here, kom maak my niks, sodat U alles sal wees vanmôre. Here, en ek verklaar nou dat slegs die Heilige Gees nou hier sal heers. Here, dat slegs U en U alleen gesien en gehoor sal word vanmôre. Here, en ek sê dankie daarvoor, Here. En ons loof U in die naam van Jesus. Amen. Goeiemôre almal wat ook nou by ons inskakel, of wat later die video gaan kyk, of na die audio gaan luister. En ek wil julle vra, kom ons hou nie die video vir onsself nie, kom ons share dit 'n bietjie. Want dit het tyd geword, dat die woord van God die uithoeke van die aarde bereik. Dit het tyd geword, dat die woord van God baie verder sal gaan, as hierdie klein plekkie waar ons nou in sit. Dit het tyd geword, dat ons sal ophou om bang te wees, of te vrees, om die naam van Jesus te gaan versprei. Dit het tyd geword, dat ons sal opstaan, vir die evangelie van Jesus Christus. Daar is nie meer tyd, om te speel. Kerk speel, is uit, dis verby. So ek wil vir julle vra, dat ons sal begin, God in gees en in waarheid aanbid. Ek wil net vir julle noem ook, voordat ons aangaan met die boodskap, dat spontaan het, dat Bazimbi het amptelik nou, sy eie YouTube page. So julle kan die boodskappe op YouTube ook gaan face. Ons is nog nie live op YouTube nie, maar so deur die dag of soos, sal die boodskappe op YouTube available wees. Kan gaan kyk onder spontaan te Bazimbi. Reg, Johan? Vir Johan sê baie dankie wat vir ons die webblad gecreate het. Hy is my ou staatmaker, hy doen al hierdie awesome dinge vir die Here. Want ons doen dit nie vir onsself nie, ons doen dit vir die Here. OK. Ek wil vir jou vra vanmôre, voor ek gaan begin met die boodskap. Hoekom luister jy na die audio, as jy nog gaan luister? Hoekom luister jy? Hoekom kyk jy na die video's? Of hoekom sit jy vanmôre in die kerk? Het jy gekom om te kom ontvang? Kyk jy die video om iets te ontvang wanneer jy dit kyk? Of kyk jy dit maar net omdat kyk is, omdat jy niks anders het om te doen vanmôre? Of vanmiddag, of vanaand, of in die week?
Ek wil vanmôre vir jou vra, sort dit met jouself uit. Ek wil gou ietsie met julle deel, rondom dit. Daar word 'n verhaaltjie vertel van die baie ou lidmaat van 'n gemeente. En hy het sy sitplek in die kerk gehad. Hy was geboek. Ek dink as hulle wil eerlik wees in die verhaaltjie, was sy naam dalk al vasgeplak gewees. En die Sondagoggend sit hy weer in die kerk. En terwyl hy in die kerk sit hy soos altyd so half kop onderste bo. Ek is mos nou maar net hier. Ek is mos hier. Die pastoor of die dominee sien ek is hier. En hy sit so kop onderste bo. En hy skuif 'n paar skoene langs hom in. Dis al wat hy raak sien, is die skoene. En hy sien my, die skoene is nerf af voor. Dis vol stof. En hy dink, ag Here, hoekom moet hierdie skoene nou langs my kom sit vanmôre? En sy gedagtes raak besig met hierdie skoene wat hier langs hom sit. Hy wil nie eens opkyk nie, hy wil nie eens na die ou langs hom kyk nie. Sy gedagtes is gefokus op hierdie paar verweerde skoene wat langs hom ingeskuif het. En terwyl hulle praise and worship, kyk hy ook nie op nie, hy kyk af, want hierdie paar verweerde skoene pla hom verskriklik. Maar terwyl hulle praise and worship hierdie paar skoene, die draer van hierdie paar skoene, seker die hardste in die gemeente. En na die praise and worship gaan sit hulle, en die prediker bring sy woord. En hy is nie gefokus op die woord wat uitgaan nie, hy is gefokus op die paar skoene wat hier langs hom ingeskuif het. Hierdie paar verweerde skoene. En toe die boodskap nou verby is en die diens afsluit, ouer gewoonte in die spesifieke kerk, laat almal iemand wat nuut is, welkom voel. En hy besluit, hierdie ou met hierdie paar verweerde skoene is nou hier langs my, so ek moet dit seker nou maar doen. En toe hy opkyk na die persoon, toe sy hand vat en sê, welkom by die kerk verboor, ons is bly hy was hier. Toe sien hy die trane oor hierdie man se oor loop. En hy kyk en hy kan nie verstaan hoekom hy hierdie ou nie. En die ou sê vir hom, ek is al 3 maande wat ek na hierdie kerk toe kom, en jy is die eerste wat my groet vanmôre. Hy sê, is dit wat jou bewoe maak? Hy sê, nee, ek het vanoggend geontvang wat ek voorgekom het. Die Here het vanmôre met my gepraat, hy het my lewe kom verander in hierdie kerk verboor. En hierdie ou, wat die hele tyd op die skoene gefokus het, besef, ek kom vir al die jare vir die verkeerde rede. Dit is hoekom 'n kerk toe gaan en leeg uitstap. Hierdie man het met sy verweerde skoene gekom, maar sy fokus was op die regte plek. En daarom stap hy 'n nuwe mens uit. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy vanmôre, of wanneer jy na hierdie boodskap luister, of jy sit hier vanmôre, en jy's besig om op die verkeerde goed te fokus, gaan jy leeg bly. Maar as jou motief is vanmôre, om iets te ontvang, om te sê, Here, ek het nodig dat jy met my praat vanmôre, gaan ek vir jou sê, jy gaan nie na hierdie boodskap dieselfde wees as voor hierdie boodskap nie. As dit jou begeerte is, dat God met jou praat, vanmôre gaan hy met jou praat, want hy is 'n waarmaker van sy woord. En ek wil vir jou vanmôre sê, dat die laaste paar Sondae, die ouens wat in hierdie gemeente sit, sal vir jou sê,
dat die Gees van God besig is om 'n pad te loop. Die Here is besig om sy bruid voor te berei vir sy wederkoms. Amen. Amen. Want of jy dit nou wil weet of nie, of daar is mense wat sê, daar is nie 'n wederkoms nie, daar was nie Jesus nie. Ek wil vir jou sê vanmôre, so seker as wat ek hier staan, gaan die koning van die konings op die wolke kom, om sy bruid te kom haal, en die vraag is jy reg om jou God te ontmoet? Amen. Halleluja. Is jy reg om jou God te ontmoet? Sondag vir Sondag sit mense en boodskappe kyk. Hulle kyk boodskappe op sosiale media. Hulle sit kerkbanke vol. Maar as jy gaan kyk, dan sien jy dat dit is om deur mense gesien te word. Dan sien jy dat mense besig is om dit wat aan God behoort op die dinge van die wêreld te verkwis. Mense is besig om dit wat God aan hulle toevertrou het, vir die verkeerde goed te gebruik. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy sê jy's 'n kind van God, word wakker. En as ek vanmôre op jou tone trap, is jou voet op die verkeerde plek. Dit het tyd geword dat ons wakker word. Dit het tyd geword dat ons begin opstaan vir die koning van die konings. Dit het tyd geword dat ons God begin in gees en in waarheid aanbid. Kom ons gaan na Lukas toe. Lukas 15 en ek gaan vanaf die 11de vers lees. En dit is 'n baie bekende skrif in die woord van God. En ek gaan probeer om met jou hierdie woord te deel soos ek gaan nie probeer nie, maar ek gaan toelaat dat die Heilige Gees my lei vanmôre. Ek wil hê, moenie na my kyk, moenie eens na my stem luister nie. Maak jou hart oop vir die Heilige Gees vanmôre. Net daar waar jy nou sit, waar jy na die video kyk, as jy hier sit, as jy na die audio luister, as jy die audio aansit en jy hoor die stem, my stem vanmôre, vat jouself aan die oor en sê, luister vanmôre. Kom, moenie bang wees nie, sê oor, luister vanmôre, want God wil vanmôre vir jou iets sê. Kom ons lees vanaf vers 11. En hy het ook gesê, dit is Jesus wat hier praat. 'n Man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Hy het sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Nou oké, hierdie seun kom en hy sê, Pa, gee my dit wat my toekom. Hoeveel keer ons as kinders van God gaan na God toe en ons sê, Here, jy het gesê, jy het gekom dat ek 'n lewe in oorvloed kan hê. Gee my daai oorvloed wat my toekom. En die Here kom en hy gee vir jou. Besef jy vanmôre dat hierdie lewe wat ek lewe, behoort nie aan my nie, dit behoort aan God. My werk wat ek het ek, want God het dit aan my toevertrou. My finansies wat ek het, behoort nie aan my nie, dit behoort aan God. Hierdie seun het sy pa kom vra, gee my erfporsie. Was dit sy eiendom? Nee, dit was nog sy pa se, want sy pa het nog gelewe. Maar hy kom vra, hy kom sê, gee my dit wat my toekom. In werklikheid het dit hom nog nie toegekom nie, want sy pa het nog gelewe. So dit was nie sy eiendom nie. En hoeveel keer
kom ons en ons dink, ons kan dit wat aan God behoort, vir onsself toe eien en daarmee maak wat ons wil. Hoeveel keer hoor ons jong mense wat sê, of selfs ou mense wat sê, dit is my lewe, ek kan daarmee maak wat ek wil. Ek wil vir jou vanmôre sê, dit is nie jou lewe nie, dit behoort aan God, en jy kan nie daarmee maak wat jy wil nie. Dis waar. God het vir jou 'n lewe gegee, met een doel, en dit is om die naam van God te loof en prys. Ons is geskape tot eer en die verheerliking van God. Ons is geskape na God se beeld en God se gelykenis, en hy het sy roog in jou ingeblaas. Whether you like it or not. Hierdie asem wat ek inasem, is nie myne nie, dis God se. Hierdie lippe het God vir my gegee. Dis aan my liggaam, maar dit behoort aan God. En as die vraag, wat spreek ek met hierdie lippe? As ek met mense praat, wat praat ek? Praat ek dit wat in lyn is met God se woord? Praat ek dit, spreek ek woorde tot eer en verheerliking van God se naam? Of spreek ek die vloek oor mense uit? Of spreek ek die seën oor hulle uit? Hierdie ore, wat kies ek om te hoor vanmôre? Wil ek die woord van God hoor, of wil ek hoor dit wat die sosiale media met al hulle negativiteit en kritiek en whatever verkondig? My finansies, ek werk daarvoor, is myne. Jy lieg. Want die woord van die Here sê, alles behoort aan God. So my finansies behoort aan God. Alhoewel hy dit aan my toevertrou het om te bestuur. Jou finansies, boetie, jou finansies, sussie, het God vir jou gegee om vir jou gesin te sorg. Jo, wat doen ek daarmee? Gebruik ek dit wat God vir my gesê het om dit voor te gebruik? Of stel ek my belange eerste? Verkoos ek die finansies wat God aan my toevertrou het vanmôre? Gaan koop ek eers kruideniersware en betaal wat ek moet betaal? Of stop ek eers by die borrelstoor en ek gaan koop 'n kas brandewyn? Mense doen dit. Ek wil eers 'n kas brandewyn en 3 kaste bier koop, en dalk 'n pakkie dagga, of 'n pakkie tik, of whatever ook al, maar dit is nie wat God vir my die geld voor gegee het nie. Hy het dit vir my gegee om dit in my gesin te belê. Hy het dit vir my gegee om my gesin te versorg. Maar hy het dit ook vir jou gegee om jou deel van God se werk te gee. Ek wil nie geld preek vanmôre nie, maar die Here sê ek moet vir iemand sê, hou op om jou geld, jou finansies te verkoos op dit wat nie in lyn met God se woord is nie. Om op te hou om dit te verkoos op dit waarvoor God dit nie vir jou gegee het nie. Want weet jy wat? Johan het in die week vir iemand gesê, net soos wat God dit vir jou gegee het, net so kan God dit wegvat. En dit aan iemand anders daar gee vir wie hy kan vertrou met dit. Jou vrou, jou man, jou kinders, jou pa, jou ma, wie ook al, jou oom, jou tannie, jou neefies, jou niggies, doesn't belong to you, they belong to God. En daarom moet ons mense met respek behandel. Ons moet die mense om ons met respek behandel. Want dit is nie ons nie. Hulle behoort almal aan God. En God kan enige tyd daai persoon uit jou lewe uit kom wegruk. Hierdie jongman, vat dit wat aan sy pa behoort, wat hy gedink het te syne, wat sy pa aan hom toevertrou het. En hy gaan verkoos dit op losbandigheid. Waar jou vat dit om? Dit vat hom op 'n stadium wat hy niks het nie. Dit wat hy gekry het is van hom al weggevat. Kom ons lees verder. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly.
Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur, om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul, met die pele van die vark, wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Nou, ek wil gou vir jou ietsie vertel. Het jy geweet, dat vir die Jode, was 'n vark 'n onrein ding? Die Jode het niks van 'n vark gehou nie. Maar omdat hierdie seun nie gedoen het wat hy moes doen nie, omdat hy dit wat aan hom toevertrou was verkoos het, eindig hy tussen dit wat vir hom onrein is. Daardie varke vir wie hy sy neus optrek en sê, eeuw. Hy moes daardie varke gaan oppas. En die beste van alles is, hy het nie 'n salaris gekry daarvoor, hy het nie 'n kos gekry daarvoor, want die woord van die Here sê, hy was honger. Hy het begeer om die pele van die varke te eet. Hoeveel van ons sit in 'n plek waar jy tussen die varke sit en jy kry nie eens 'n peel om te eet nie. Jy's leeg, jy's gestroop van al jou blydskap. Jy's gestroop van die heerlikheid en die vreugde en die vrede van God, omdat ek gekies het om dit wat God vir my gee te gaan verkoos. En dan eindig ek op waar ek nie wil wees nie. Ek eindig op leeg, geestelik leeg, honger. En ek wil verborre vir jou sê, as jy op daardie punt gekom het, is dit jou keuse wat jou volgende stap gaan wees. Verskoon my. Jy het twee keuses. Jy kan of aanhou tussen die varke sit, tussen onrein mense, met onrein gedagtes, wat allerhande onrein goed in jou kop inbrand, en niks kry nie. Of jy kan doen wat die verlore seun gedoen het. Hy het gesê, maar niemand het tot hom gekom en gesê, maar hy het tot hom self gekom en gesê, wanneer gaan jy tot jouself kom? Wanneer gaan jy begin besef, dat dit waarmee ek besig is, vir myself net hartseer en leed veroorsaak? Wanneer gaan jy tot die besef kom, dat daar 'n Vader in die hemel is, wat vir jou staan en wag? Hoe baie huurlinge van my Vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Wanneer ek 'n kind van God is, het ek oorvloed brood, want hy is die brood van die lewe. Ek sal opstaan en na my Vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. Ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van U huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels, en hartlik gesoen. Die Here sê verborre, jy het 'n hemelse Vader, wat verborre staan en wag en sê, wanneer kom jy terug? Kom terug. Daar's oorvloed in my huis. Ek het gekom sodat jy 'n lewe in oorvloed kan hê. Al die seën van die hemel is joune vermoere, want hy het gesê ons is mede-erfgename. Maar wat doen jy met jou erfporsie? Verkoos jy dit vermoere, omdat jy wil inwees by die wêreld? Of gebruik jy dit wat God aan jou toevertrou het, tot eer van sy naam? Hierdie vader het sy seun gesien. Toe kom hy aan. En die pa het gehardloop en hom gaan omhels. En ek sê vir jou vermoere, jou hemelse Vader staan vermoere en kyk
wanneer gaan jy terugkom? Wanneer gaan jy ophou om dit te verkoos? Miskien is jy al leeg, miskien het jy jou honger verloor. As jy daai honger het, wil ek vir jou sê, dis nie te laat om op te staan en terug te hardloop na jou Vader toe nie. En hy gaan jou met oop arms verwelkom. Hy sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Dit is presies wat hier gebeur het. Toe die verlore seun die besluit neem en sê, ek gaan huis toe. Toe sê sy pa, hier kom ek aan my kind. Ek is so bly, hy is terug. En dis wat die Here vermoere wil doen. Hy sê, kom net terug vermoere. Los die varke en hulle pele, jy het dit nie nodig in jou lewe nie. Jy het nie nodig om vermoere honger te wees nie. Jy het nie vermoere nodig om gebind te wees deur die omstandighede van die lewe nie. Maak net daardie besluit vermoere en sê ek sal terugkom na my Vader toe. Want ek weet, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Jesus het dit gesê, hy het gesê, my Vader se huis is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, so ek het vir jou gesê het. Daar's vir jou plek by jou Vader vermoere. Maar jy moet die keuse maak om die eerste tree te gee. Jy moet die keuse maak en sê, ek gaan terug na my Vader toe vermoere. Kom ons gaan aan. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Wat sê die woord van die Here in Romeine? Hy sê, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, maar die genadegawe is die ewige lewe in Christus Jesus. So dit maak nie saak as jy jou goed verkoos het, dit wat God jou mee toevertrou het verkoos het nie. Dit maak nie saak as jy losbandige lewe het nie. Dit maak saak of jy vermoere die besluit gaan neem en sê, ek gaan terug na my Vader toe. Want Jesus het gesê, ek sal jou verlede so ver verwyder soos die ooste van die weste. En as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om jou die sondes te vergewe. Hierdie seun kom terug huis toe en hy kom by sy pa, hy staan voor sy vader en hy sê, ek het gesondig. Weet jy wat? Sy vader het hom al vergewe. Maar die vergifnis vind plaas toe hy in die arms van sy vader staan. En as jy vermoere in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader staan, sal hy jou sondes vergewe. En hier kom die powerful vers. Of die volgende 2 versies is powerful. Maar die Vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom aan. Hoor mooi, bring die beste kleed en trek het vir hom aan. Ek sien Johan smile, ek dink hy weet waar gaan ek heen. Gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Wow. Bring die beste kleed en trek het vir hom aan. 'n ring vir sy vinger en skoene vir sy voete. Ons sal nou by die kalf kom. Kom ons gaan kyk eens bietjie. Trek die beste kleed vir hom aan. Wat sê hy? As jy met Christus bekleed is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Hoekom het sy pa gesê trek vir hom die beste kleed aan? Want sy pa wou nie die ou vuil kleed van sy verlede sien nie. Hy het gesê, trek het uit, trek vir hom 'n nuwe kleed aan. Die beste wat daar is. En as jy vermoere die besluit neem om na jou Vader toe te gaan, gaan hy die vuil verlede van jou uittrek en hy gaan jou met Christus bekleed. En jy gaan 'n nuwe skepsel wees, die ou dinge het verbygegaan. Yes. Dit is hoekom hy 'n nuwe kleed moes kry. Ek het baie skriffies, as jy dit wil hê, kry dit later by my, ek gaan nie deur al die skriffies hardloop verbore, ja, preek ons tot vandaan, tot ons sommer aanddiens ook. Ok.
As jy met Christus bekleed is, is jy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan. Goed, nou het hy 'n nuwe kleed aan. Wat kom volgende? Die ring. Toe ek en my vrou getroud is, wat het ek gedoen? Toe ons daar voor die kansel staan, en ons lê die troubelofte af, wat het ek gedoen? Ek het 'n ring aan haar vinger gedruk. En die Vader kom, hy sê, sit 'n ring aan sy vinger. Wat beteken dit? Dit beteken, ek het jou lief met 'n ewige liefde. Ek is 'n aardse vader, maar ek het jou lief met 'n ewige liefde. Hierdie liefde van my, maak nie saak wat jy gedoen het nie, dit sal nooit verander nie. Het jy gesien, die ring is rond, waar begin hy? Hy het nie 'n begin nie, hy het nie 'n einde nie. En dit is hoe God se liefde is. Die God se liefde begin, die dag toe hy jou gevorm het in jou moeder skoot. Waar eindig dit? Nooit. Want hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Dit is hoekom hierdie Vader vir sy gesê het, geef hom 'n ring. Hy moet onthou, maak nie saak wat hy gedoen het nie. Maak nie saak of hy gefaal het nie. My liefde vir hom sal vir altyd bly staan. Dis hoekom hy 'n ring moes gekry het. So, hy het 'n nuwe kleed aan. So, hy is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge is weggevat. Dis verby. Hy het 'n ring om. En as ons by die Vader kom, dan trek hy ons ou kleed uit. Ons kry 'n nuwe kleed. Johan, onthou ons die koortjie gesing, I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. Dis wat die Vader vir ons doen. Hy vat hy ou vuil kleed van jou en hy gooi dit weg en hy gee vir jou 'n nuwe kleed. Jy word met Christus bekleed. Hy gee vir jou 'n ring, want hy sê, my liefde sal nooit verander nie. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat sal my skei van die liefde van Christus? Geen dood, geen benoudheid, geen angs, geen wat ook al nie. Niks sal my skei van die liefde van Christus nie. Ek dra die ring. Halleluja, prys die Here. Ek het 'n nuwe kleed aan. Ek het 'n ring gekry by my Vader wat sê, my liefde sal nooit eindig nie. Niks sal jou skei van my liefde nie. Is jy opgewonde? Sien ons waar kom die wat het die pa vir die seun gegee? 'n nuwe begin. Die ou is verby. 'n teken van die Vader se ewige liefde. Net soos wat God vir altyd lief is van ons, vir ons. Ek gesê het, ekskuus, ek gaan 'n bietjie spring. Ek het gou kyk hierso, want ek spring nou. Ok, nee, kom ons gaan eers nog na die ander enetjie toe. Nou het hy 'n kleed, hy het 'n ring. Nou moet hy skoene kry. Ok, die ring, wil ek uitgaan vir julle, Romeine 5 vers 8 ook lees. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jy het jou ring gekry toe jy nog 'n sondaar was. Want dis hoe God sy liefde bewys het. Omdat ek nou spring, as ek verskoon, ek soek uit gou my versies. Kom ons gaan na Efese 6 toe. Vers 15 tot 17. Ok, hy het 'n kleed gekry, hy het 'n ring gekry. Wat is die volgende wat hy gekry het, Johan? Skoene. Efese 6 vers 15, ons gaan lees tot vers 17. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal uitblus. En dan, neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. So, hy het 'n kleed gekry, hy het 'n ring gekry, en hy het die skoene van bereidwilligheid gekry. So,
Wil jy kaalvoet tussen die varke rondloop en honger bly en 'n vuil stinkkleed dra? Of wil jy 'n nuwe kleed hê en die ring en die skoene van bereidwilligheid? Ek wil gaan met julle deel Markus 6 vers 8 tot 9. Hier praat Jesus met die 12 en hy sê, kom ons lees vanaf vers 7, en hy het die 12 na hom geroep en hulle 2 begin uitstuur en het hulle mag gegee oor die onreine geeste, hy het hulle mag gegee oor die vuil varke. Okay? En hulle beveel gegee om niks vir die pad saam te neem nie, as net 'n stok alleen, want u stok en u staf, die vertroos my. Geen reissak, nie 'n handsak nie, Johan, geen brood, geen geld in die beursie nie. Nou wat moet hulle saamvat? Maar skoene aan die voete. Toe Jesus die disippels uitstuur, sê hy, nie geld en kos en niks saamvat nie, ek sal vir jou sorg. Maar jy moet die skoene aan hê, jy moet die skoene van bereidwilligheid aan hê. Jy moet die skoene van bereidwilligheid aan hê om 'n pad saam met God te stap. Jy moet die skoene aan hê om die evangelie van Christus Jesus te verkondig aan 'n verloorgaande wêreld. En dan sluit vers 9 af, hy sê, en julle moet nie 2 kledingstukke aantrek nie. Net skoene, okay, en klere. Want onthou, elke môre trek ons aan klere. Wat is klere? Is ons beskerming. En wat sien mense eers raak as hulle jou sien? Jou klere. En dan ek het nou vir julle die verhaal vertel van die ou wat in die kerk aangestap het met sy verslete skoene. Wat het hy ou eers raak gesien? Die skoene. Nou sê die woord van die Here, moenie 2 kledingstukke aantrek nie. Weet jy wat het die Here vir my gewys omtrent die 2 kledingstukke? Jy kan nie die vuil klere wat jy van jou vader se huis afgegaan het en tussen die varke ingegaan het en gaan jol het en alles verkoos het wat God vir jou gegee het, aanhou en die nuwe kleed bo-oor aantrek wat jou pa vir jou gee. Moenie 2 kledingstukke dra nie. Jy kan nie die wêreld dien en God dien. Jy kan nie met die wêreld bekleed wees en met Christus bekleed wees nie. Die Here sê, ek moenie 2 kledingstukke dra nie. Moenie. Hy sê nie, ek dink nie, jy moet nie, of is dalk nie 'n goeie idee nie. Hy sê, moenie 2 kledingstukke dra nie. So van daai ou klere van jou verlede wat ons so graag aan vashou. Baie van ons het mos daai ou stukke hemp wat so lekker dra. Die Here sê, die ou goed, die goed van die verlede, dit wat jy in jou verlede gedoen het, vat dit, gooi dit weg en dra die kleed van Christus Jesus. Jy kan nie 2 kledingstukke dra nie. Jy kan nie verbore die wêreld wil dien en God dien nie. Jy kan nie saam met die wêreld loop en saam met God dien nie. Die woord van die Here sê, as Baal dan God is, dien hom. Maar as God is, dien hom. Jy moet verbore die keuse maak, wat se kledingstuk jy wil dra. Wil jy die ou vuil klere dra, of die nuwe klere? Want weet jy wat, toe die verlore seun, toe hy by die huis kom, toe sê hy, pa, jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is nog steeds 'n kind. Die Here kom vanmôre en hy sê, as jy terugkom na my toe, is jy 'n kind. As jy verbore bely, soos die verlore seun sê, pa, ek het gesondig, ek het verkeerd gedoen, ek het my lewe tot hiertoe verkeerd gelewe. Here, hierdie lewe wat aan jou behoort, het ek gedink is myne, ek kan daarmee doen wat ek wil. Here, maar ek besef verbore, dat ek verkeerd opgetree het, ek het gesondig teen U. Ek voel ek is nie werd om 'n kind genoem te word, Here. Dan sê die Here, hy wat sy sondes bely, God is getrou en regverdig om jou die sondes te vergewe. As jy trek uit daai vuil klere, gooi dit weg. Gooi dit in die see van vergetenis en trek my kleed aan, word met Christus bekleed vanmôre.
Die Here kom vanmôre en hy sê, kom terug na my toe. Daar is kos. Daar is voorsiening. Daar is losmaking. Daar is blydskap. Daar is vrede. Daar is vreugde. As jy terugkom na my toe. Dan vat ons daai ou vuil klere en ons gooi dit weg. Ons gee vir jou 'n nuwe kleed. Ons gee vir jou die ring, die waarborg van God se onfeilbare liefde. En ons gee vir jou die skoene van bereidwilligheid. En dan, die laaste versie wat ek wou gelees, dan gaan ek net aanhaal. En die Vader sê, slag die vetgemaakte kalf. Gee vir hom kos. Die beste kos. Die Here wil vir jou vanmôre die beste kos gee. Hy het dit vir jou gegee, die brood van die lewe. Maak jou keuse vanmôre. Wil jy by die varke sit? Ek het verlede week het ek daaroor gepraat. Ek dink ek het iets gepraat daaroor, Johan. Wie wil jy by jou tafel aan sit? By wat se tafel wil jy aan sit vanmôre? By die varkbakke waar jy niks kry nie? Of by die brood van die lewe? Maak jou keuse. Maar jy moet eers die ou klere weggooi. Jy moet eers van jou verlede ontslaa raak. En dit is nie rocket science om dit reg te doen nie. Die enigste manier om dit te doen, is om vanmôre te sê, Here, hier is ek. Ek kom net soos ek is. Here, ek weet ek het geval. Here, ek weet ek het gesondig teen U. Here, ek het geweet dat dit wat U aan my toevertrou het ek verkoos op die dinge van die wêreld. Here, maar ek kom vanmôre, Here, en ek kom bely voor U. Here, dit maak nie saak as U my nie weer 'n koningskind maak nie, maar gee my 'n plekkie in die koninkryk van God. Here, kom gee vir my 'n nuwe klere. Here, hierdie klere wat ek aan en dit stink na warm, vrot varke. Here, dit stink van die onreinheid wat ek saam met my gedra tot hier toe, Here. Here, kom en Lord, I want to give you my old tattered garment. Please give me that robe of pure white. Here, kom gee vir my 'n nuwe kleed. Kom bekleed my vanmôre met Christus Jesus. Here, kom gee vir my die ring. Here, sodat ek altyd sal herinner word van aan U onfeilbare liefde. Here, maar kom gee my ook die skoene van bereidwilligheid, sodat ek bereid sal wees om die pad te loop wat U Gees my lei om te loop. Here, dankie dat ek kan aansit om U tafel vanmôre. Die tafel wat die Here vir ons gedek het, hy sê, ek berei 'n tafel voor teenoor jou teestanders. Daai ouens wat vir jou gelag het toe jy by die varke gesit het. Weet jy wat, kom nou by my op. Al die vriende wat van hom het hom gehelp het om sy besittings te verkoos. Waar was hulle toe hy by die varkhokke gesit het? Hulle was nie daar nie. Want hulle het klaar gekry wat hulle wou hê. Hulle het hom klaar uitgesuig. Nou is 'n wonder. Ons het nie 'n saak met hom nie. Nie een van hulle het toe hy gesit en honger ly het, en gesmag het na 'n stukkie brood gesê, weet jy wat, ons het saam jou gejol, man. Onthou hoeveel doppetjie vir ons gekoop? Onthou jy hoeveel goedkoop vrouens het jy betaal het ons by hulle kan slaap? Hierso, is vir jou 'n brood en 'n glasie water. They were nowhere to be found. En dit is so in die lewe vandag. Solank jy kan gee, is almal jou vriende. Maar wanneer jy nie meer het nie, is hulle nie daar nie. Maar weet jy wat? Die Here is altyd daar. God is altyd daar. Hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dra my ring met trots vandag om te sê, my liefde vir jou is onfeilbaar. Ek het jou met Christus bekleed. Jy's 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan. Trek die skoene van bereidwilligheid aan. Nie daai ou verslete skoene waar die sole van deurgeloop is nie. 'n Nuwe paar skoene wat nie kan deurloop nie, wat nie verslete raak nie. En kom sit aan by die tafel wat ek gedek het teenoor jou teestanders. Almal wat jou so sleg behandel het, almal wat gesê het jy gaan dit nie maak nie.
Kom sit aan by die tafel en hulle sien, jy het dit gemaak. Kom sit aan by die tafel. Sien jy daar sit hulle almal. Almal wat jou uitgelag het toe jy down and out was. Weet jy wat? Hulle gaan vermoere die getuienis sien. Hoe groot is jou God? Hulle gaan vermoere sien. Jy het 'n Vader wat nooit sy rug op jou sal draai nie. Maar jy en ek draai partykeer ons rug op ons hemelse Vader. Mense sien die genot van die wêreld raak in plaas van die grootheid van God. En die Here kom vanmôre en hy sê kom terug. Kom terug. Jy hoef nie vasgevang te wees deur jou omstandighede nie. Jy hoef nie vanmôre vasgevang te wees in dit wat die wêreld jou bied nie. Kom net terug. Ek het vir jou die tafel voorberei. Daar's vir jou 'n nuwe kleed, daar's vir jou 'n ring, daar's vir jou skoene, daar's alles wat jy nodig het. Die woord van die Here sê, my genade is vir jou genoeg. Wat is genade? Dit is wanneer ek omdraai van dit wat ek agtergelaat het. Wanneer ek terugdraai vanmôre van daar op die pad waar ek alles verkoos het wat God aan my toevertrou het. Wanneer ek omdraai en ek kom terug na die Here toe, dan ervaar ek sy genade, want hy verwyt my nie. Hy beskuldig my nie. Hy judge my nie. Hy sê kom my kind, en my arms is oop. Kom net terug. Kom, die kleed wag vir jou, die ring wag vir jou, die skoene wag vir jou en die tafel wat ek vir jou voorberei het. Reg in die teenwoordigheid van jou teestanders, wag vir jou, kom sit aan vanmôre. Ek het die tafel voorberei vanmôre. En as jy vanmôre sê, vir jouself sê, ek gaan afsluit. Ek het ook 'n hele paar skriffies rondom die onderwerp, as jy dit graag wil hê, kontak my. Ek sal dit met liefde vir jou gee. Maar ek gaan afsluit vanmôre. As jy vanmôre sê, ek sit miskien by die varkhokke. Of Here, ek is so besig om dit te verkoos wat jy aan my toevertrou het, dat ek nie 'n ander einde sien as die varkhokke nie. Ek sien nie die ander einde as om te sit en kyk hoe die onreine goed vreet en ek gaan honger ly nie. Is dit vanmôre jou kans om terug te kom na jou Vader toe. Hy gaan jou nie judge nie, hy gaan jou nie verwerp nie, hy gaan nie vir jou haat nie. God is not mad at you. He's mad about you. God is nie kwaad vir jou nie, hy is lief vir jou. Daai klere is mooi gewas en gestryk, hulle aanlade wag vir jou. Die ring is daar in die juwele kussie gesit, hy word elke dag bietjie mooi skoon gemaak. Die skoene word gepolish en blink gevryf, hulle wag vir jou. Jou hemelse Vader wag vir jou. Die vetgemaakte kalf wag vir jou. Die keuse is joune vanmôre, waar wil jy wees? En as jy vanmôre die keuse maak, om te sê, ek sal opstaan en na my Vader te gaan, want ek weet, daar's alles wat ek nodig het. By my Vader se huis is daar baie wonings. Sy genade is vanmôre vir my genoeg. Ek hoor vanmôre, sy genade is genoeg. Dis al wat ek nodig het vanmôre, is die genade van God. Wat is genade? Dis onverdiende guns. Dan wil ek jou nooi vanmôre. Staan op vanmôre. Staan op en stap terug na jou Vader toe. Hy wag vir jou vanmôre. Hy wag. Hoe lank moet God nog vir jou wag? Hoe lank wil jy nog met God se genade speel? Hoe lank wil jy nog God try spite? Sorry. Nee, ek sê nie sorry nie, man. Want die verlore seun het sy pa en sy broer probeer spite en gesê, ek gaan nou lekker lewe, soek julle af op die plaas. Werk julle mors dood, man. Eet brood in julle sweet. Ek spite julle, ek gaan lekker lewe. Ek het chat. Ek het jinx. Weet jy wat? Hy het homself gespite. En as jy dink vanmôre jy spite God, jy maak 'n fout.
Jy spyt nie God nie, jy spyt jouself. Soos jy vanmôre sê, ek gaan vanmôre opstaan en teruggaan na my Vader toe. Ek soek daardie kleed, ek soek daardie mooi ring, ek soek daai mooi skoene, en ek soek om aan te sit by die tafel van die Here, waar as ek van daardie brood eet, ek in der ewigheid nooit weer honger gaan kry nie. Dis jou kans vanmôre. Jy's nooit te ver om terug te keer na God toe nie. Hy staan vanmôre en hy sê, kom terug, ek roep jou, kom terug. Net daar waar jy is, staan op jou voete, as jy te bang is om op jou voete te staan, en jou kinders jou gaan sien, of jou man jou gaan sien, as jy daar by die huis sit, maak het jou oor toe, maak kontak vanmôre met die Here, en sê, Here, ek staan op vanmôre. Here, ek kom terug. Here, ek weet ek het foute in my lewe. Here, ek weet ek het gesondig. Here, ek weet ek het nie geval. Ek weet ek het verkoos dit wat U aan my toevertrou het. Here, maar ek gaan opstaan en kom bely vanmôre. En ek gaan vra, Here, vergewe my, gee my nog 'n kans. Here, kom en ek sê dankie vanmôre. Here, vir mense wat vanmôre besluit het, ons kom terug. Ek gaan opstaan en na my Vader toe gaan. Here, ek gaan ophou om verskonings te soek. Here, ek gaan ophou om dit te verkoos wat U aan my toevertrou het. Here, dit wat aan U behoort, wat ek gedink het, ek kan dit my eie maak en daarmee maak wat ek wil. Here, help ons vanmôre. Here, help ons om op te hou, om te dink, dit is my lewe, ek kan daarmee maak wat ek wil. Here, maar dat ons vanmôre sal besef, dat alles wat ons het, alles wat ons ontvang, uit liefde, uit die Vaderhand uitkom. Here, en ons wil vanmôre kom en sê, ek gaan opstaan, en ons kom terug vanmôre. Here, dankie vir die tafel wat U vir ons voorberei het. Here, en waar ons dan nou ook om die tafel gaan aansit, Here, waar U vir ons kom sê het, kom verkondig my dood, totdat ek kom. Here, dan wil ek vra, Here, dat wanneer ons aansit om hierdie tafel, Here, dat ons nie net die dood sal gedenk nie, Here, maar dat ons ook vanmôre sal onthou, dat wanneer ons hierdie broodjie eet en hierdie sap eet, dat dit 'n tafel is, wat U vir ons voorberei het. Here, en dat daar nog steeds vanmôre vir ons plek by hierdie tafel is. Here, en ek kom en ek vra, Here, seën dit in ons liggame. Here, en kom en vernuwe ons denke. Here, dat ons sal ophou om aan hierdie wêreld gelykvormig te wees. Here, maar dat ons sal wees daar waar U ons wil hê, by U Vader se voete. Here, kom seën hierdie tafel aan ons, wanneer ons hierdie brood eet en hierdie sap eet. Here, dat ons U dood sal verkondig, maar dat ons ook U lewe sal verkondig, en ons oorwinning sal deel maak van ons, soos wat ons hierdie broodjie en hierdie bloed deel maak van ons liggame. Here, dat ons U deel maak van ons lewe. Here, dat ons U Heilige Gees vanmôre innooi, saam met hierdie broodjie, saam met hierdie sap, en sê, come Holy Spirit, I need Thee. Holy Spirit, I can't walk a single step without You. Kom leer my, kom lei my, en kom wees U, die ultimate leidsman van my lewe. En ek sê dankie daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. En nadat hy gedank het, het hy die brood gebreek en gesê, neem eet. Dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit, tot my gedagtenis. Moet dit nie doen, as 'n kerkritueel nie. Moet dit nie doen, as 'n tradisie nie. Baie ouens doen dit mos as 'n tradisie. Dit is 'n deel van 'n religious ding. Ek wil vir jou sê vanmôre, dis alles behalwe 'n religious ding. Want dis deur Jesus self ingestel. Dis die tafel wat hy vir jou voorberei in die teenwoordigheid van jou teestanders. Hoekom sê ek so? Want onthou, toe Jesus sy lewe gegee het, het hy vir jou die volmaakte oorwinning behaal. Hy het die volmaakte oorwinning vir jou behaal. So, dis die tafel wat hy vir jou gedek het. Jou teestanders sit en kyk. Hoe celebrate jy dit wat God vir jou gekom doen het? Dat hy vir jou 'n nuwe lewe gegee het. Amen. Die Here seën jou.